As jy nou enigstens 'n kwaliteitslewe wil hê, voorberei te wees vir dit wat kom, is dit 'n belangrike woord wat u vanmôre moet hoor. Jy sien, want is nie iets niets wat ek vir u bring nie. Ek praat maar met u uit hierdie Bybel wat elkeen van ons het. Dit is interessant dat ek dink die Christelike kerk inteendeel verkondig dit wat hierin staan. Wat ek verkondig vanmôre is dit wat hierin staan. Ek bly maar veilig. Ek weet daar's apokriewe boeke, ek weet daar baie ander boeke, ek het dit laasweek vir u genoem. Maar jy sien, my lering wat ek vir u gee vanmôre kom uit hierdie boek uit. Net vir u sê, ek het nie hierdie dinge uitgedink nie. Hierdie kom van God af. Ek wil dit vanmôre sê. Sien, want ek het laasweek met u begin praat oor hierdie boek, oor die Bybel. Ek wil vanmôre aangaan om met u te praat oor dieper dinge rondom die oorsprong van hierdie boek. Baie belangrik dat ons dit moet verstaan. Waar kom hierdie boek vandaan? Waar kom hierdie 66 boeke vandaan? Ek dink dit is baie belangrik dat ons gaan kyk. Want tog plaas ek en u ons geloof in hierdie boek. Is dit nie so nie? As jy môre sê jy's 'n Christen, die Christelike geloof, hulle erken hierdie Bybel. Ons vertrou in ons geloof en hoop is in hierdie boek. Amen. Nie dat dit altyd in volle is nie. Partykeer glo ons die boek, maar ons heg nie baie waarde daaraan nie. Ek het dit laasweek vir julle. Dis vir die Heilige Gees my gewys het. Partykeer kan ons wel sê ons glo in die Bybel, maar wat se waarde heg ons daaraan? Want iemand wat geweldige hoeveelheid waarde heg hierin gaan doen wat dit sê. Ek het laasweek vir julle genoem. So ek wil hê ons moet gaan kyk. Regtig waar. Sien, is dit God se boek of is dit mense se boek? Ek wil ons moet daarna gaan kyk. Met ander woorde, het God dit geskryf, is die inhoud daarvan, kom dit van God af, of is dit maar 'n samestelling van geskrifte wat mense vir ons kom gee? Jy sien, ek dink, dis die vraag, inteendeel wat deur die kritisie gevra word. En wat onthou, hier's baie boeke in hierdie wêreld. Baie mense sien hierdie boek maar net as enige ander boek wat geskryf is. Maar ek dink dit is belangrik dat ons 'n bietjie in diepte gaan kyk en sê, kan ons enige waarde heg aan hierdie boek bo enige ander boek? Is daar meer kenmerke in hierdie boek as enige ander boek wat daar in hierdie wêreld is? Jy sien, as dit sonder goddelike insig is en Heilige Gees inspraak, dan is dit nie meer 'n betroubare boek nie. Ek dink dit is baie belangrik. Dit is sodat jy nie eintlik mense kan vertrou in hierdie wêreld nie. As jy teenoor party mense, hulle vertrou geen mens. So as dit van mense afkom, dan is dit nie meer regtig menslik gesproke betroubaar nie. Maar as dit van God afkom, dan is dit betroubaar. Wat sê die Bybel? God is nie 'n mens wat lieg nie. Iets sê nie, die nie spreek en nie waar maak nie. As die Bybel dit sê en ons glo in daai boek en ons glo dat God vir ons die woord gegee het, ek dink dan moet ons, die nodige waarde heg aan daardie boek. Jy sien, dan kan ons staat maak op dit wat daardie boek sê, die stellings wat gemaak word in hierdie boek. Jy sien, dit is baie duidelik uit die karakter van hierdie boek dat dit kom nie van mense af nie. Ek gaan dit vir u bewys vandag. Luister, ek kan ure en dae en weke spandeer, maar ek gaan net vir 'n paar voorbeelde noem, net om vir u uit te wys. Hierdie boek kom nie van mense af nie. Dis nie wat 'n mens uitgedink het nie. Hierdie kom direk van God af. En ek wil hê ons moet 'n bietjie daarna gaan kyk. Jy sien, want die mens kon dit nie geskryf het nie. As hy wel wou, kon hy dit nie gedoen het. En dan, my kinders en susters, en hy sou nie dit geskryf het wat hierin is as hy dit kon doen nie. Ek gaan vandag vir julle sê, luister na my stelling vanmôre. Ek gaan vir julle bewys dit. Dit beskryf onder andere die vernietigende en die onverbiddelike strengheid van die sondes van die grootste manne in hierdie Bybel. Abraham, verder Jakob, Moses, Dawid. Wat het Dawid gedoen? Luister, hierdie boek skryf allemaal op wat Dawid verkeerd gedoen het. Kom ek vir julle sê, as dit my voorouers was, sou ek dit nie opgeteken. Nee, ek sou dit nie doen nie. Asseblief nie. Luister, van Salomo wat hy gedoen het. Wat het Salomo gedoen? Hy het 300 byvrouens gevat, afgesien van sy ander 700 vrouens. En hierdie vrouens het hom 'n afgod aanbiddery wat die koning is van God se volk in die ou verbond. Hy het onderaan Moloch het hy een van die afgode wat hulle die kindertjies opgeoffer het. Lewendig. Salomo. Dis opgeskryf wat hy gedoen het. Luister, die mense sou dit nie gedoen het. Kyk, as die volk Israel dit kon doen, sou hulle dit ingeteken het in hierdie Bybel nie. Die beskuldiging van hulle leuns, hulle verraad, hulle trots, hulle oorspel, lafhartigheid, moord. Wat het Dawid gedoen? Te maak
Luister, stel die geskiedenis van die kinders van Israel voor as 'n vernederende verslag van ondankbaarheid, afgoderry, ongeloof, rebellie. Luister, dit is veilig om te sê dat die Jode, luister, ongeleid deur die Heilige Gees, nooit die sondige geskiedenis van hulle nasie sou opgeteken het in hierdie boek. Dit is verskriklik. Maar God het dit so bepaal, my broer en suster. Jy sien, hoe is die Bybel dan geskryf? Die Bybel self gee vir ons die antwoord. Ek het dit laas week vir julle gesê, wat is die grondteks? 2 Timoteus 3:16. Die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot wat? Tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing, nie geregtigheid. Hoekom? Wat is die doel hiervan? Sodat ons volkome kan wees. Soek jy volkome lewe op hierdie aarde. Moet baie mooi luister wat die Gees van God vanmôre vir ons as kerk sê. En wat te doen? Om ons toe te rus vir die volkome, om ons hoe toe te rus, volkome toe te rus vir wat? Vir dit wat ons moet doen op hierdie aarde. Kom ek vir julle sê, ons het dit nodig om te weet wat God se roeping en plan en blydruk vir ons lewens is. Moet ons hierdie woord gaan ondersoek, my broer en suster, ek dink dit is baie belangrik. Wil jy 'n volkome lewe hê? Wil jy volkome toegerus word in dit wat jy moet doen voordat Jesus Christus ons kom haal? Of ons sterwe? Moet ons begin afslaan op hierdie Bybel. Dis die doel van die woord van God wat hy vir ons gegee het. Maar ek wil stil staan by deur God ingegee. Dis wat die Afrikaans sê, wat sê die Engels? Ons moet kyk, by the inspiration of God. So this word, hierdie 66 boeke, is nie deur 'n mens uitgedink nie. Dit kom uit die mond van God uit. By the inspiration of God. Die woordjie hier in die Grieks, ek wil dit vir u noem, net om by 'n ander woordjie uit te kom, is theopneustos. Dit beteken divinely breathed in. It is by the breath of God. Daar's 'n woordjie wat afgelei is van hierdie woordjie is pneu to breathe, beteken dit. Maar hierdie woordjie kom van die woordjie, 'n ander woordjie af, theos. Ek wil uitkom by theos. Ek het laasweek vir julle gesê een van die betekenisse van God in die Nuwe Testament, die Griekse woordjie daar is theos. Dis God. Dit beteken 'n deity, 'n supreme divinity. Dit beteken, met ander woorde, as ons gaan kyk na koninkryke in hierdie wêreld, dan kry ons verskillende koninkryke. Jy kry 'n demokratiese koninkryk. Suid-Afrika is demokraties. Demokratiese koninkryk, kry autokratiese koninkryk. God se koninkryk is 'n teokrasie. Want God is theos. Is 'n teokrasie. Wat is die verskil tussen 'n demokratiese koninkryk en 'n teokratiese koninkryk? Luister, wie van julle het God ingestem as koning? Wie van julle was na die stembuste toe gewees en toe julle gewou daar en toe julle God ingestem? Nee, 'n teokrasie. God bly God. Niemand het God ingestem nie en niemand stem God uit nie. In sy koninkryk bly hy theos. God. Sy koninkryk is 'n teokratiese koninkryk. God was God van die begin af vir sy koninkryk en koning en sal wees tot in alle ewigheid. Niemand sal God se koninkryk oorneem nie. Vra vir Lucifer. Lucifer wou dit doen. Toe hom weer kry toe sy in die derde hemel uitgeskop saam met die derde engel. Ek dink ons moet verstaan. Sien, die oorsprong van die Bybel, God se woord, my ding is geskryf deur mense, maar die inhoud daarvan kom van God af. Baie belangrik. Mense het net geskryf wat God gespreek het. Ek gaan dit vir julle bewys vandag in 'n paar voorbeelde. Mense kon nooit hulle natuurlike verstand gebruik het toe hulle dit geskryf het nie. Baie mense wat dit geskryf het, nie baie almal. As van die profete dinge geprofeteer het, nie geweet wat dit is nie. Nog nooit enigstens insig gehad. Hulle het gesterf om nie eens te weet wat hulle geprofeteer het nie. Want dit is nie deur hulle uitgedink nie. Dit was weer die inspirasie van die Heilige Gees van God. Amen. Jou natuurlike verstand kon dit nie doen nie. 1 Korintiërs 2:14 kom Paulus, hy sê, die natuurlike mens, hy sê, jy kan die dinge van die Gees van God nie aanneem nie. Kan dit nie verstaan nie. Hulle wil dit nie aanvaar nie, want jy kan dit nie met jou verstand beredeneer, geestelik beoordeel word. Hy sê dit, natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie. Dis hoekom baie mense in die wêreld met hulle verstand wil hierdie woord van God nie aanvaar nie. Kan nie met 'n verstand uitredeneer nie. Dis onmoontlik. Ons kyk na Paulus. Sê vir my, vraag, was Paulus een van die 12 disippels? Laat nie. Het Paulus saam met Jesus vir plus minus 3 jaar geloop en alles gesien wat Jesus gedoen het en gehoor het wat hy gedoen het en dit opgeteken? Nee, Paulus het dit nie gedoen nie. Waar kry Paulus nou die evangelie vandaan? Ons praat van die Nuwe Testament, die meeste boeke in die Nuwe Testament geskryf. Hy was eers een van die disippels nie. Waar kry Paulus dit vandaan? Hy sê self,
Galasiërs 1 vers 11 en 12. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mense is nie. Ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie. Luister, Paulus was nie daar by Petrus en die ander disippels en gevra oor iets, wat het Jesus gesê, wat het hy als gedoen? Die kom Paulus skryf meeste van die boeke in die Nuwe Testament. Hy sê maar deur openbaring van Jesus Christus, waar kry Paulus sy evangelie vandaan? Direk van Jesus Christus af, man. Hier is nie deur 'n mens uitgedink nie, dit kom van God af. Selfs nie met die profesie in die Bybel. Onthou, laasweek het ek vir julle gesê, as omtrent 8352 skrifte in die Bybel wat profetiese inhoud bevat. 27% van die Bybel is profeties. Dit dek 737 verskillende onderwerpe waarvan baie al vervulling gekom het. Onthou, ek het vir gesê, as omtrent 2000 plus minus 2500 profesieë in die Bybel. 2000 van hulle, omtrent meer, het al reeds in vervulling gekom. Sit nog met so 'n paar wat in vervulling moet kom. Nou wil ek hê ons moet gaan kyk in terme van die profetiese woord. Waar het hierdie profete hierdie woorde vandaan gekry? Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Skrif sê dit. 2 Petrus 1 vers 19 tot 21. En ons het die profetiese woord wat baie vas is. Het ons dit nie ook vandag nie. Ons het vandag die profetiese woord. Dis nie fantasties nie. Daar's nog wat in vervulling moet kom. Waarop julle tog moet ag gee. Ek bid u, my broer en sussie, dat u tog moet ag gee op die profetiese woord. My verag gee op hierdie wat al reeds in vervulling gekom het. Maar ons moet ook ag gee op wat geprofeteer is en wat nog in vervulling moet kom. As ons so plus minus 500 wat nog in vervulling moet kom. Hulle het alles te doen met die eindtyd gebeure waarin ek en u leef. U gaan nou sien, ek gaan vandag vir jou 'n groot teken gee wat nog nooit gegee kon word nie. Baie interessant, profeties wat Jesus gesê het. Hy sê hierso. Hy sê moet ag gee daarop, want dit is 'n lamp wat in 'n donker plek skyn totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte, terwyl julle veral dit moet weet. Dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitleg is nie. Selfs met die profesie, my broer en suster, wat nog nie in vervulling gekom het nie. Jong, al mense se uitlegge gehoor daaroor. Dis nie 'n saak van eie uitleg nie. Ek gaan nou net 4 voorbeelde gee. Nee, dis waar ons sekere profesie wat nog nie in vervulling gekom het nie, wil interpreteer en ons wil dit uitlê. Dan maak mense fout want jy wil dit met jou natuurlike verstand doen. Luister, dit is maklik om een te doen wat al klaar in vervulling gekom het. 'n Profetiese woord oor Jesus Christus se kruisdood aan die kruis in Galilea en dat hy gesterf het en dat hy gaan opstaan. Derde dag, maklik, ons kan terugdink daarna. Ons weet presies hoe om dit te interpreteer. Maar hulle wat nog in vervulling moet kom, as baie keer pap op die grond wat val as gevolg van mense se redenasies, interpretasie rondom dit. Dis waar die probleem is, ek laasweek vir julle genoem. Hy sê hierso, want geen profesie is deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur wie? Heilige Gees van God gedrywe wetens. Kom nie van 'n mens af nie. Ek gee net die bewys in die woord dat hierdie Bybel kom van God af, alhoewel 40 plus minus mense dit geskryf het oor 'n tydperk van 1600 jaar, 3 verskillende kontinente. Die Bybel verwys na inspirasie. Inspirasie verwys na die lewende woord van God. Amen. Handelinge 7:38. Dit is hy wat in die vergadering in die woestyn was saam met die engel. Ons praat hier van Moses wat daar saam met die engel was, hoofletter was God. Jesus Christus wat met hom op die berg Sinaï gespreek het. Wie het met Moses gespreek op die berg Sinaï? Ons almal weet dit. Dis God. Hy sê en saam met ons vaders het hy die lewende woorde ontvang. Van wie af het hy dit ontvang? Moses. Van God. Hy het nie gesit en dit uitgedink nie. Gaan nou kyk by so snel moontlik. Maar ons te gee. Waarom het ons vandag hierdie Bybel? Dit wat God vir Moses gesê opgeteken in hierdie boek. Hy het in 'n boek geskryf. Gaan nou sien. Skrifte sê dit. Wel die Bybel openbaring van God is. Luister. Is dit nie in bo-menslike taal, in God se taal of in Engelse taal geskryf nie? Is geskryf aanvanklik wat se 3 tale? Hebreëus, Grieks en Aramees. Aramees is primêr die Bybel geskryf. Jy sien, want daar is die tale van God, daar's die tale van engele en daar's tale van mense. Die Bybel verklaar dit. Ek weet nie wat se tale die engele praat nie, maar as ook 'n taal van God. Jy sien, en dit is interessant as jy 1 Korintiërs 13 moet bestudeer, 1 Korintiërs 14 veral, dan sal jy sien, as jy kyk na die gawes van die Heilige Gees, daar's 9 gawes van die Heilige Gees. Dan praat hy daarvan tale, net so met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag,
toe die mense in tale gepraat. Wat se tale het hulle gepraat? Mense tale, dankie. Want hulle het gehoor. Hulle het gesê, ons hoor hoe die mense in ons verskillende tale praat. Was menslike tale, het nie engele tale nie. Maar as jy in 'n binnekamer gaan en jy praat met God in 'n ander taal, wanneer die Gees van die Here oor jou vaar word, so die woord van die Here sê, praat jy 'n goddelike taal. Net God kan dit verstaan. Die Bybel sê niemand kan dit verstaan nie. Die Here verstaan dit. Dis wat die skrif sê. Sien, want anders sou ons dit nie verstaan het nie. As God dit nie vir ons gegee het nie, dan sou ons dit nie verstaan het nie. Waarin is die Bybel oorspronklik geskryf? Ou Testament is in Hebreëus geskryf. Net hier en daar hoofstuk in Aramees. Grieks is die Nuwe Testament. Ook weer in Aramees sekere boeke hier en daar. Primêr, maar primêr is dit in Hebreëus en Grieks. Die Koine Griek, onthou. As ons kyk na die Septuagint, onthou julle die Septuagint? Julle kan nog onthou laasweek, né? Septuagint is die Hebreëse Bybel oorvertaal in Koine Griek. Dit is die Septuagint. Asseblief, as jy die woord oor Septuagint, is die Hebreëse Bybel in die Ou Testament wat hulle oorvertaal het in Koine Griek. Septuagint. So hulle het hom ook aanvanklik in die Grieks. Wat praat ek en u? Afrikaans. Is nie Hebreëus nie. Praat julle nie Grieks nie? Nee, sien. Sien, ek kan enige taal praat behalwe Grieks. Praat vir my enige taal. Enige, ek kan nou praat. Wys, hier is vir my Grieks. Sien, waar kom ek en u in? Luister my, ons sou uit die bus uitgeval het as die Bybel nie oorvertaal was in Afrikaans nie. Dat mense baie keer die probleem as ons God aanbid in Afrikaans. Dit is nie interessant nie. Of in enige ander taal. Nee, ons moet dit in Hebreëus doen. Ons moet dit in Grieks doen. Nee, is onmoontlik, ons kan dit nie doen nie. Ek dank die Here, my broer en suster, dat die Bybel oorvertaal is. Jy sien, want as dit nie so was nie, dan sou ons nie die woord vandag gehad het nie. Ons sou iemand moes gehad het, 'n tolk wat natuurlik die tale kon verstaan. Hoeveel tale, verskillende tale is daar in die wêreld? Ek weet nie of jy weet nie. Daar 7398 verskillende tale. Sien, kom noem ek dit vir. Ek gaan nou uitkom by 'n kenmerkende eindtydteken wat vandag relevant is. Ek gaan vir u bewys hoe naby ons is aan die koms van die Here Jesus aan die einde. Wanneer die Bybel praat van die einde, praat hy van 'n dispensasie. Want onthou, daar is ons geen einde nie. Dis net 'n verandering of 'n einde van 'n dispensasie. Dan gaan ons oor in 'n volgende dispensasie, want daar's 'n ewige dispensasie, so daar is nie 'n einde nie. Hy praat wanneer 'n einde kom, praat hy van die einde van 'n dispensasie. Wat 'n dispensasie leef ek en u vandag? Die kerkdispensasie. Ons leef in Openbaring 2 en 3. As jy Openbaring gaan verstaan en die kronologiese volgorde van Openbaring, is Openbaring eintlik baie maklik. Jy moet net Openbaring gaan volg, is maklik. Openbaring 1, waarvan praat hy? Jesus Christus, die apostel Johannes sien Jesus waar? Waar is die apostel Johannes toe hy Jesus sien? Op die aarde, op die eiland Patmos, hy's op die aarde. Dis die openbaarmaking van Jesus Christus. Openbaring 1, Openbaring 2 en 3. Nadat Jesus Christus opgevaar het na die hemel, het die kerkdispensasie plaasgevind. Openbaring 2 en 3. Die briewe aan die verskillende gemeentes is niks anders as die kerkdispensasie nie. Wanneer eindig die kerkdispensasie? In Openbaring 4 vers 1. Wat gebeur met die apostel Johannes in Openbaring 4 vers 1? Hy is gehaarpad so in die hemel. Wegvoering van die ware bruid na die kerkdispensasie. Wat gebeur net daarna? Waar sien hy vir Jesus? In die hemel. En nou is daar 7 seels van die boekrol wat oopgemaak moet word. Wat is dit? Begin van wat? 7 jarige verdrukking. Nou kom die 3 verskillende oordeele van God, my broers en susters. 7 seels trompette en die skale wat oopgemaak word. Van Openbaring 6 tot Openbaring 19 het te doen met die 7-jarige verdrukking. Hierdie is profesie wat in vervulling gaan kom. Ons moet dit net reg interpreteer. Amen. Wat gebeur na die 7-jarige verdrukking? Luister my broer en suster, die woord is baie duidelik rondom hierdie dinge. Slag van Armageddon. Jesus kom terug en sy voet op die Olijfberg sit. Wat kry ons daarna nadat die oorlog gewin is? En Satan gebind word en vir 1000 jaar waar gevlug. En alles. 7 jaar, 8000 jarige vrederyk. Waar Christus gaan regeer. Hierdie goed is in die Bybel, is profesie wat in vervulling moet kom. Glo ons die woord, ken ons dit, verstaan ons hierdie dinge. Ons kan, want dit is voorvertaal.
In Afrikaans, prys die Here daarvoor. Halleluja. Hoe mense is op hierdie aarde. Daar so plus minus, tussen 8,1 en 8,2 miljard mense op hierdie aarde. Dis hoeveel mense is. Okay. So ons weet nou, ons het 7398 verskillende tale, die populasie is so 8,2, kom ons sê 8,2 miljard. Mense wat op hierdie aarde is. Nou as ons gaan kyk na die persentasie wat die Bybel al oorvertaal is. Hierdie is baie belangrik. 77 miljard mense het al reeds die Bybel in hulle eie taal of 'n gedeelte van die woord van God in hulle eie taal. Kyk, van die 8,2 of 8,1 tot 8,2, 7,7 miljard van die mense op hierdie aarde het al reeds die Bybel in hulle eie taal of die grootste gedeelte van die Bybel in hulle eie taal. Amen. Omtrent 544 tale het nog nie die Bybel in hulle taal nie. Praat vanuit die 7398 wat daar is. Nog net so 544. Hulle het nog nie oor vertaal in hulle taal nie. 'n jaar terug was hierdie getal van 544 was dit 985. Laas jaar 24 tale wat nie die Bybel gehad het nie. Kyk, was so 885. In 2020 was dit oor die 2000. In 1999 oor die 5000 van hierdie 7398 verskillende tale wat daar in die wêreld is. Baie. Hoekom waarby wil ek uitkom? Ek wil uitkom by 'n teken wat kenmerkend is waarin ek en u leef. Ek vat u na 'n eindtyd teken toe wat nog in vervulling moet kom. Dit is Matteus 24 vers 14. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis van al die nasies, dan gaan die einde kom. As ek gaan kyk hier na die trant, laas jaar 885, hierdie jaar net 544. As my wiskunde my nie in die steek laat nie, as ons gaan kyk hierso en hoe dit plaasvind, lyk dit vir my minder as 2 jaar. Kom ons wees konservatief, 2 jaar gaan die hele wêreld evangelie. Jesus self het gesê met die tekens van die eindtyd, wanneer die evangelie versprei is oor die hele wêreld, dan gaan die einde kom. Wat van? Einde van eers hierdie dispensasie. Wat is dispensasie leef ek in nie? Die kerk dispensasie. Dis waar die ware kerk, die bruid van Christus, weggevoer word. Openbaring 4 vers 1. Wat die woord van die Here sê, vir vandag wil jy sê, maak seker jy is gereed met betekenis. Amen. Amen. Maak seker dat jy gaan kyk wat die woord van God sê, wat jy moet doen om gereed te wees, wanneer die massyne gaan blaas en God vir sy seun gaan sê, gaan haal die bruid. Maak seker jy het genoeg olie in jou lampies. As maagde wat nie genoeg olie in 'n lamp gehad het, wat die koms van Jesus verwag het, wat agtergebly het. Hierdie dinge preek ek al vir jare. Ek doen 'n suster as ooit 'n gemeente is wat ek glo goed voorberei kan wees vir koninkryk bedieninge. Ek bring dit weer vir u. Gee vir u 'n teken van die eindtyd saam met soveel klomp ander tekens wat Jesus vir ons gegee het, maar hier is 'n kenmerkende teken. Luister, 10 jaar terug kon hulle hierdie teken gegee het nie. 5 jaar terug kon hulle nie hierdie teken gegee het nie. Hier is nou 'n tyd wat ons kan sê. Luister, ek wil nou nie sê Jesus gaan kom 2 jaar van nou af nie. Asseblief. Ek wil net vir u sê, hy is hier. Kerk moet wakker word. Amen. Daarom sê die woord van die Here, Lukas 21 vers 36. Waak en bid. Altyd deur sodat jy waardig geag kan word om hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te kan staan. Wat wil ons ontvlug? Openbaring 6 tot Openbaring 19. Ek wil nie wees in die 7-jarige verdrukking nie. Kom ek vandag vir u sê, jy gaan 'n groot populasie van mense wees op hierdie aarde, van hierdie 8,2 miljard mense op hierdie aarde. 'n Klein persentasie van hierdie populasie gaan weggevoer word. Jesus tegemoet in die lig, sê die woord van die Here in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Ek bid die koninkryk bedieninge jy gereed is. Asseblief, maak seker jou naam is geskryf in wat se boek? Jou naam geskryf in die boek van Remembrance. Okay. Gedenkboek. Die weggevoer word. Gaan lees Maleagi 3 16, 17, 18. Okay. Dan lees 'n bietjie wat sê die woord van die Here. Ek hierdie goeders gepreek, is net hersiening. Ek wil vir 'n paar bewyse gee asseblief in die Bybel dat die mense wat daai boek uitgedink het, kan nie vir die mense afkom nie. Ek gaan vir julle bewys hoekom dit so is.
Jy sien, want wat daai mense ontvang het, was van God af. Luister, kom ons begin by Moses. Moses het wat geskryf? Watter boek het Moses geskryf? Die Pentateeg. Wat beteken Pentateeg? 5. Pentateeg beteken 5. Wie het die eerste 5 boeke geskryf in die Bybel? Moses. Waar begin die Bybel? Wat sê Genesis 1 vers 1? Aan die begin het God hemel en aarde geskape. Halleluja. Hy sê, dan beskryf hy die aarde. Die aarde was woes en leeg. Luister nou op die aarde, wêreld vloed oor die aarde en so voort. Dan gaan hy aan met die restaurasie van die aarde. Luister my broers en susters, waar kom Moses die brief? 2500 jaar later. Van Adam af. Ek wil hê jy moet dit verstaan vanmôre. Hier kom Moses. 2500 jaar later. Weet jy hoeveel is dit? Dit is baie. Dink 'n bietjie 2500 terug. Ken jy jou familie wat geleef het daar? 2500 jaar later kom Moses in die prentjie. En Moses kom verklaar in 5 boeke wat gebeur het van Adam af. Waar kry Moses dit? Luister, Moses kon hierdie goed net sy ding met gesê. Ek vandag is dit 2500 jaar later. Kan nie vir my sê wat het 2500 jaar later gebeur het? Of terug. Weet jy? Niemand van ons weet nie. Kan. Sonder dat daar enigiemand af luister my broer en suster. Ek dink Adam het vir hom gesê. Of kon Adam nie? Adam was al dood. En weet jy hoeveel mense het gesterf? Niemand het vir Moses gesê wat hier gebeur het nie. En geen ander mens kon in elk geval nie. Adam kon nie. Ek wil net vir u bewys dat hierdie Bybel is van God af en nie van 'n mens nie. Want Moses het dit geskryf, ons het die manuskripte. Dis op die manuskripte wat ons sê. Manuscripts is daar. God het hom beveel om dit in 'n boek te skryf. Hoor wat sê Genesis 7:14. Toe sê die Here vir Moses, skryf dit as 'n gedenkteken in 'n boek. Ons het hom. Hy is in 'n boek opgeteken. God het hom 'n bevel gegee om dit te doen. En bring dit in Joshua. God het nie net vir Moses nie, daar's ander persone ook. Kom ons gaan eers na Samuel toe, 1 Samuel 10:25. Wat sê hy? Daarna het Samuel die reg van die koningskap vir die volk verkondig en dit in 'n boek geskrywe. Uit die reg van die koningskap. Weet jy waar kom dit vandaan? Net vir die geskiedenis gee, want volk het die rigters het die volk gelei. Die ander volk het konings gehad. Hier kom Israel. Ons kom. Samuel, ons soek ook 'n koning. Bitter ongelukkig, nou gee hy die reg. Nou kom God en hy gee die reg van 'n koningskap. Hy sê dit gaan die reg wees van 'n koning. As jy gaan kyk na daai reg, is opgeteken in die Bybel. As jy gaan luister na daai reg, dan sê jy nie jy soek nie 'n koning nie. Daai perd het. Dis opgeteken in 'n boek. Nogtans sê die volk, ons soek nog 'n koning. Dis opgeteken. God het gesê dit moet opgeteken word in 'n boek. Job, kom kyk na ons boetie Job, Job 19:23. Ag, mag my woorde wat tog opgeskrywe, mag hulle in 'n boek opgeteken word. Is dit in 'n boek opgeteken? Het julle geweet daar's 'n boek aan die Bybel noem die Job. Gaan lees hom 'n bietjie. Dit is nie so 'n lekker boek om te lees. Ons gaan kyk na Moses met ons suster. 2500 jaar na Adam. Waaroor skryf Moses? Kom ons gaan kyk en hoekom het hy dit geskryf? God het hom beveel om dit te skryf. Waaroor het hy geskryf? Kom ons gaan kyk 'n bietjie wat het Moses geskryf. 2500 jaar later kom skryf Moses die volgende: om aan die mens die oorsprong van die hemel en die aarde en alles daarin te openbaar. Hy het dit beskryf. Nou het hy dit gesê. Dis interessant, my broer en suster. Laat ek luister na baie predikers en dit is hier waar ons kom met die interpretasie van hierdie woord. Sien wat ek weet nie hoeveel mense het al gehoor en is bewus van 'n toenmalige aarde. Die aarde wat daar was voor Adam. Pre-Adamies. Interessant. Sien nou kom Moses. Hy sê in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Wat wil hy vir ons sê? Luister, hierdie aarde het nie ontstaan deur miljoene jare se evolusie. Nee, deur God gespreek het dit tot stand gekom. Moses kom en verklaar dit. Hy sê, God het hierdie hemel en die aarde geskape. Ek weet daar's baie ander debatte en teorieë. Moses lieg nie, want hoekom? Dis God wat dit gespreek het deur Moses. God lieg nie.
God het hierdie hemel en aarde geskape. Ek het nie 'n saak wat ander mense sê nie. My geloof is op God se woord. As geen twyfel in my dat God deur sy the breath of God, He created the heavens and the earth. Maar ek weet nie hoeveel miljoene jare terug of hoe lank terug nie. I don't know. Niemand weet nie. Ek weet die wetenskaplikes kan sekere toetse doen en bepaal. Nou kom mense en sê, weet jy daai perd dan daai ding met soveel 10 miljoen jaar en soveel miljoene jare geleef het en so voort. I don't know. Niemand kan dit sê nie met ons. Waar die begin was wat God die hemel en die aarde geskaap het. Kom ek wil sê geen mens nie. God het dit nie aan Moses openbaar en gesê Moses, so 3 miljoen jaar terug toe ek die hemel en die aarde geskaap het. Staan nêrens. Ek weet nie, ek gaan nie eens waag nie. Iemand anders het nou oor Radio Kansel gesê nee, dis so 20-25.000 jaar terug. Anders sê miljoene jaar. Kan jy sien wat se verskille is daar? Daar gaan verskille wees, hoekom dit net God weet. Was daar enige mense geskaap toe God die hemel en die aarde geskaap het? Aanvanklik nee, God het toe eers natuurlik, die gebeur daar was mense op die toenmalige aarde. My broer suster, hierdie is nie belangrik nie, asseblief die jou evangelie. Dis net wat Moses gesê het. Wat weet Moses van 'n pre-Adamiese aarde af? Wat weet Jesaja van 'n pre-Adamiese aarde af? Wat weet Jesegiel van 'n pre-Adamiese aarde? Wil jy nou bevestiging hê van 'n pre-Adamiese aarde? Want daai aarde wat God geskep het was woes en leeg. Daar was duisternis en donkerheid en destruction on that earth. Who caused this destruction? Lucifer, Satan. Om net die waarheid van hierdie evangelie, dis my doel wat ek vanmôre vir hierdie woord gee. Moses kom en hy praat daarvan en die aarde was woes en leeg. Daar was 'n wêreldvloed rondom die aarde. Wetenskap sê daar was 12 km water reg rondom die aarde vir 'n tydperk. Ek dink nie dit is ver verkeerd nie. Hulle vat iets raak. Wat het God gedoen? Hy moes weer die waters skei sodat daar weer grond kan wees. Wat het God met die toenmalige aarde, die aarde wat daar was voor Adam gemaak? Hy het dit gerestoreer. God het nie 'n nuwe hemel en die aarde geskaap in Genesis 1 vers 3, 4, 5 en 6 nie. Hy het die aarde restoreer. Nou wil ek hê jy moet gaan vat. As jy my nie wil glo nie, asseblief gaan ondersoek die skrifte. Gaan lees 'n bietjie Jesegiel 28. Jy moet dit nou weer skryf asseblief, want jy moet nie Jesegiel 28 gaan lees dit daar vanaf vers 11 af. Dan vat jy Jesegiel 28 vers 11. Dan gaan jy na Jesaja 14 toe. Dan gaan lees jy in Jesaja 14, dan sal jy sien wie het hierdie destruksie veroorsaak en die aarde 'n woestyn gemaak. Die skrif is baie duidelik. Waar kom hulle daarin? Hulle het nie op die pre-Adamiese aarde geleef nie. Nou kom Petrus, hy kom later, Nuwe Testament, 2 Petrus 3 vers 7. Nou kom Petrus, hy sê moetswillig vergeet hulle dat daar al van lank af 'n aarde was. Hy praat van die toenmalige aarde. Hy sê maar hierdie teenswoordige aarde waarop ons nou leef, wat God gerestoreer het en ons nou leef. Wat kom Moses, wat doen hy? Hy kom beskryf weer die teenswoordige aarde, hoe God dit gerestoreer het en dit weer reggemaak het, die habitat vir jou en my om te kan leef op hierdie aarde vandag. Lees skrif my broer en suster. Ek sê jy goed nie ek met duidelik nie. Gaan ondersoek die skrifte en gaan jy sien. Ek weet, daar's min prediking wat hier oorkom. Baie min mense wat bewus is dat daar 'n pre-Adamiese aarde was. Ek het nou eendag het ek vir julle gesê, teoloog in die Bybelse College. Ouers wat doktorsgraad het, glo nie aan 'n gap teorie nie. Hulle glo nie daaraan. Hulle glo die aarde is 6000 jaar. Hierdie aarde het teenswoordig nie in 6000 jaar, maar hierdie aarde is al van lank af daar. God het hierdie aarde gerestoreer. Dis wat my Bybel sê. Ons kan ondersoek die skrifte asseblief, gaan kyk daarna. Dis waaroor Moses geskryf het. Om God as die persoonlike skepper te verklaar en bekend te maak dat niks deur miljoene jare ontwikkel is nie. God het deur 'n woord tot stand gespreek. Om die pre-Adamiese wêreld en die vernietiging daarvan voor Adam te openbaar. Hy het gesê, gaan lees Jesegiel 28, Jesaja 14. Om die herstel van die aarde in 2 leefbare habitatte op te teken en die feite oor die mens en die dier soos wat ons dit vandag ken is in ons boek, is in daai Bybel. Om die geskiedenis van die sondeval van die mens. Die tweede vloek wat op hierdie aarde gekom het en die sonde van die mens op aarde vir ongeveer 2500 jaar op te teken as 'n inleiding tot die wet. Want wat het God vir Moses gegee? Die wet gegee vir die persone. Om die wet gegee. Hier kom Moses in die prentjie. Dan vra jy, doen jouself 'n guns, gaan lees net Genesis 1, 2 en 3. Jy hoef net dit te doen. Dan sê jy vir my, dink jy 'n mens kon dit uitdink? Of waar kom dit vandaan? Moses kon dit nooit uitdink nie. Keer 500 jaar later. Niemand het hom gesê. Nie Adam nie Eva nie. Gaan kyk 'n bietjie hoeveel geslagte na dit kom. Moses in die prentjie en hy skryf oor hierdie dinge. Waar kan mense nie goed uitdink?
Die waarhede van God nie eens te sien. Het Moses dit opgeteken in 'n boek? Kom ons gaan kyk, Eksodus 24, vers 4 tot 7. En Moses het al die woorde van die Here opgeskrywe in 'n boek. Ons sit net hierdie boek vandag, die Pentateuch, die 5 boeke, opgeteken. Deur God vir ons gegee. Hy sê nou klaar gemaak en onder die berg 'n altaar gebou en 12 gedenkstene volgens die 12 stamme van Israel. En hy het jong manne van die kinders van Israel gestuur, die hierdie brandoffers geoffer en as dankoffers bulle vir die Here geslag. En dan sê hy, en Moses het die helfte van die bloed geneem en die komme gegooi en die helfte van die bloed op die altaar. En hy het die boek van die verbond, hierdie is die boek van die verbond wat opgeteken is. Die boek van die verbond geneem en dit voor die volk gelees. Dan moet jy sê, weet jy daai mense kerk gehou? Ek bedink dit is seker kerk. Ja. Hulle het baie die hele volk gekom, almal. Want hulle gesit dan vir die hele dag en die boek voorgeles. Daai boek. Dit wat Moses opgeteken het, wat God vir hom gesê het hulle vir die volk gelees. Baie keer het hulle van die oggend tot die aand het hulle daardie boek gelees. Net dis hulle diens. Okay. Nie benader raak asseblief, ek sien nie raak vir. Gaan nie hele dag iets doen. Nommer 33:2. Volgens die bevel van die Here het Moses die plekke opgeskryf. Deuteronomium 31 vers 9. En Moses het hierdie wet opgeskrywe en dit is gegee aan die volk, aan die priesters, aan die oudstes om vir die volk te lees. Dis die lering wat hulle ontvang het uit daai Bybel. Net so kry jy ook lering vanmôre. Wat doen ek? Ek bring nie vir jou iets niets nie. Ek vat daai Bybel, ek verkondig dit aan u. Ek lees vir u dit wat God deur die 40 skrywers gegee het. Ek bly veilig. Ek gaan nie goed net met hy met sy gebeure bring nie. Amen, ek bly by hierdie woord, jy gaan die woord van God ontvang. Maar ek kan ons 'n bietjie Nuwe Testament toe gaan. Ons gaan kyk 'n bietjie na die profetiese woord. Ons staan 'n bietjie stil by die profetiese woord. Amen. Sien, kom ons kyk. Nuwe Testament het 2 voorbeelde bewyse dat dit wat geskryf is, die in Openbaring onder andere. Luister, dink jy Openbaring is 'n profetiese boek? Grootste gedeelte van Openbaring is 'n profetiese boek wat nog in vervulling moet kom. Baie profesie wat in vervulling moet kom. Daai 500 wat ook in vervulling kom, as baie in Openbaring. En nou het al Daniël al sekere goeders gesien. Jesegiel het al sekere dinge gesien. Die Ou Testament wat ook deur die apostel Johannes in Openbaring geskryf is wat hy gesien en gehoor het, profeties. Kyk gou na twee dinge. Ek wil die vat nou Openbaring, eerste een in die Nuwe Testament. Sorry, Jesus in Getsemane. Ek wil vir julle bewys dat hierdie woord, die oorsprong van die Bybel kom van God af, nie van 'n mens nie, ingedink nie. Dit wat opgeteken is, kom direk van die Heilige Gees. Jesus kom in Getsemane. Onthou dit. Laaste avondmaal, het hy saam met sy disippels gesit en hy sê vir hulle dit is wat gaan gebeur. Nou gaan hy na Getsemane toe, want hy weet die tyd het gekom. Nou gaan al 12 disippels saam. Behalwe Judas Iskariot, nou is die ander uitlegger van Jesus verraai. Nou vat hy sy disippels en toe daar Getsemane kom, toe sê hy vir sy disippels, bly julle hier. Hy vat sy inner sirkel. As jy nou leierskap verstaan, moet jy besef, Jesus het ook leierskap gehad. Uit die 12 het hy 3 uitgekies. Dit was sy inner sirkel. Hy het hulle saam keer gevat. Wie was hulle gewees? Petrus, Jakobus en Johannes. Dit was sy inner sirkel. Okay. So hy vat hulle saam. Hy sê hulle bly julle nou hier en toe gaan Jesus nog verder. Nou hierdie is opgeteken deur wie? Wie het dit geskryf? Matteus. Was Matteus een van die 12 disippels? Ja, Matteus was een van die 12. Maar Matteus is nie op in die inner sirkel nie. Matteus het daar agter gebly. Nou gaan Jesus verder. Kyk, net die 3 is saam, Petrus, Jakobus en Johannes, seuns van Zebedeus, 2 goedies. Nou los hy hulle, hy gaan nog verder, want wat gaan doen? Hy gaan om te bid. Nou wil ek hier moet gaan kyk, wat sê Matteus? Waar is Matteus? Hy lê in slaap. Nou, dit het in slaap geraak. Want hier kom hy. En nou kom Matteus en Matteus skryf hierdie woorde. Eintlik Matteus die Heilige Gees. Het men vir Matteus gebring. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en hy het gebid en gesê, wie gee dit nou vir ons? Matteus. Hoe Matteus het sê wat Jesus gebid het? Hy is nie eens daar nie, hy lê in slaap. Hy sê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos wat u wil. Nee, Matteus was nie daar langs Jesus en daar gesit en gehoor hoe hy bid nie. En toe dit geskryf in die Bybel nie, hy het geslaap. Hy sê, is nou by Jesus nie. Is dit mense, of is dit God? Maar is nie al nie. Nou, kom Jesus kry hulle in die slaap. Kan jy net 1 uur saam met my water kry? Weer het hy 'n tweede maal gaan bid en gesê,
Matteus sê dit. My Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan nie, sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Tweede keer, Matteus. Jesus kom weer uit die slaap, hy sê, waar sal hulle maak? En nou sê Matteus, en hy het hulle met rus gelaat, en weer vir 'n derde maal gaan bid, en dieselfde woorde gaan sê. Waar kom Matteus daaraan? Deur die Heilige Gees van God. Matteus het geslaap, hy is nie daar nie. Hy weet, hoe kan hy sê presies wat Jesus gebid het? Hier is die Bybel, God se woord. Kom net mense se mond uit nie. Mond uit nie. Dis mense het dit wel geskryf, maar die inhoud daarvan is die woord van God. Kom ek gaan vat hier nog verder. Openbaring 13, ek gaan gou net na Openbaring toe vat, die dinge wat in die toekoms lê. Openbaring 13 praat eintlik van 3 diere daar. Want die apostel Johannes kry 'n openbaring in die visie van 3 diere wat uit die see uitkom. Eerste kom uit die see uit. Wat sê hy? 7 koppe en hy 10 horings en op elkeen van hierdie horings is daar 10 krone. Okay. Dis ons profetiese woord in vervulling gaan kom. 7-jarige verdrukking. So in die middel van die 7-jarige verdrukking. Maar dan kom 'n ander dier ook uit die see uit. Dis soos 'n lam met 2 horings. Okay. Maar wanneer hy praat hy soos 'n draak. Nou skyn van gees hê. Die vyand kom soos 'n engel van die lig. In Openbaring gaan daar 'n valse profeet opstaan. Hierdie verwys na 'n valse profeet wat gaan opstaan. Luister, want waar kom 'n valse profeet vandaan? Uit die kerk uit. Kom soos 'n engel van die lig om mense te mislei en te bedrieg. Dis 'n lam met horings waar sy praat, sy stem gee hom weg. Hy praat soos 'n draak. Die valse profeet hier. En die dier wat uit die see uitkom in Openbaring 13 vers 1 is die anti-kris. Die anti-kris, julle, hierdie dinge kom. Bybel sê dit. Maar hy gee vir hom 'n beskrywing van hierdie dier. God wys vir hom en hy gee vir hom 'n beskrywing van hierdie dier. Hoe lyk hierdie dier? Ons gaan kyk 'n bietjie na hierdie dier, my broer en suster. Luister. Ek wil vir julle sê rondom hierdie 2 diere. Ek praat net nie die derde ene. Ek praat met u nie die ander een is die draak. Openbaring 13 praat van die anti-kris, die draak en die valse profeet. Dis die goddelose 3 eenheid wat daar bestaan. Maar gaan gou na die draak kyk en na die dier. Die beskrywing daarvan. Julle geweet, mense het al reeds beelde gemaak. Onthou julle, is in my boekie. Nee, die boekie nie, maar ek praat daarvan in die handleiding. Kyk. So daar is al reeds op grond van wat die woord van God sê, is daar so 'n beeld gemaak as 'n beskrywing wat die woord van God sê, Daniël en die apostel Johannes, van die anti-kris en van die draak. Kom ek vat hier gou daarna. Openbaring 13 vers 1 en 2. Daar's die beeld. Presies die beeld wat gemaak is. Hulle noem hom the guardian of peace and security and safety. That is what they call him. Hulle het hom gemaak. Hy het daar by die Rockefeller Plaza gestaan en ook by die EU se hoofkantoor, die Europese Unie se hoofkantoor. Daar's hy draak wat gemaak is. Luister, baie interessant vir ons wat hier aangaan. Okay, hy sê in hierdie gedeelte, en die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd en sy pote soos die van 'n beer en die bek soos die bek van 'n leeu en die draak het hom sy krag gegee. So, hier is hierdie dier, is die anti-kris in Openbaring 13 vers 1 is dit die anti-kris wat aan hom openbaar is. Hierdie is profesie wat op 'n vervulling gaan kom. Daai is die dier. Interessant. Hulle noem hom daar the guardian of peace, security and safety. Is dit nie interessant nie? Weet julle, Daniël 7:4 kom verder. Hy sê die eerste een was soos 'n leeu en hy het vlerke gehad soos 'n arend. Kan julle sien? Daniël beskryf hom ook. God het dit aan Daniël openbaar. Daar's hy. Dis hy daai. Is die anti-kris wat kom. Hy leef alreeds. Hulle sal wees besig om hom reg te kry en voor te berei. Maar nou is daar 'n ander dier wat ook gemaak is. Openbaring 13:1 vers 2. Hy sê en die draak het hom sy mag en sy krag gegee. Wie is die draak? Daar's daai beeld. Hy's gemaak. Hy het ook daar gestaan. Weet nie waar staan hy vandag nie. Jy is welkom op die internet te gaan en te gaan kyk met ons. Hulle het die anti-kris al gemaak en hulle het die draak gemaak. Hierdie is dinge wat gaan kom. Nie verniet dat hulle dit gedoen het nie. Ek dink ons moet versigtig wees wat die woord van die Here sê in terme van die tyd waarin ons leef. Okay? The guardian of peace, security and safety. Wanneer hulle gaan uitroep vrede, vrede en daar vrede inisiatiewe gaan kom, net so hy sê dan kom groot destruction on this earth. When they say and call out peace, peace, it's going to be a great destruction that's going to come. Dis wat die Bybel sê. Hoekom was die dinge vir die volk gewees? Sluit af, gaan nie meer lank wees nie, net so 3 ure. Hoekom?
Hierdie is ontsettend belangrik. Ek wil hê as jy nou iets moet huis toe vat, my boetie en sussie, dan is dit wat ek nou vanmôre vir jou gaan gee. Van hierdie. Hoekom wil ek vir dit vir u bring? As jy nou nog nie glo in hierdie Bybel, sê die woord van die Here is dwaas. Op grond van al die feite, my broer en suster, wat ek vandag gegee het, dat dit nie van 'n mens afkom nie, dat hierdie boek van God afkom, daar's geen twyfel nie. Ek het vir 'n paar ou voorbeeldjies genoem. Kan bietjie ure en daar besig wees. Maar ek dink dis genoeg om vir jou te bewys dat hierdie Bybel kom van God af. Iedere mens ek dink is onmoontlik. Hoekom het ek en jy daai Bybel? Dan my hart en gebed is dat ons begin gaan glo in hierdie woord. Maar ons moet verder gaan as om te glo. Dan moet jy verder stap as net om te glo, gaan ek vir jou bewys. Dan vir jou lewe voorwys wat God sê in die Ou Testament, ook in die Nuwe Testament. Hoekom was dit gelees? Sodat die volk kennis kon kry daarvan en hulle dit moes gaan toepas in hulle lewe. Ek wil klem lê op die toepassing. Daai evangelie. Die doen van die woord. Joshua 1 vers 7 en 8. Wees net baie sterk en volmoed om nougeset te handel. Hoe te handel? Ek wil hier moet in hoofletters, in bold, die woordjie nougeset neerskryf. Dis 'n sleutelwoord. Vir die betekenis hiervan gee. Wat wie sê binne? God. God. Dis Joshua, maar wie die Bybel geskryf? God. Hoor wat sê God? Volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het, byt daarvan nie regs of links nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Vers van aan, wat sê? Hierdie wetboek wat hulle vir die volk gelees het, mag uit jou mond nie wyk nie, bepeins dit dag en nag, sodat jy nou gesit kan handel. Hoe? Amen. Hy die Here nou gesê. Kan handel volgens net so bietjie wat hier staan. Alles. Al geskrywe staan, want dan sal jou weer voorspoedig wees, wat sê God. Amen. Is daar kandidaat hier wat voorspoedig wil wees? Is hier niemand nie? Amen. Nee, bid vir ons. Nee, my broer en sussie, as meer as gebed nodig. As meer as kennis nodig. Wat sê die woord van die Here? Wanneer sal jy voorspoedig wees? As jy nou geset handel, as jy begin, ek gaan nou vir julle die betekenis gee van nou geset wat die Bybel sê. As jy wil jy voorspoedig wees, skryf nou geset neer. Dis wanneer jy voorspoedig. Jou voorspoed is direk gekoppel aan 'n nou gesette lewe, my broer en sussie. Dis nie wat ek uit my duidelik sê nie. Dis wat God in sy woord sê en dis die doel hoekom hy vir ons hierdie Bybel gegee het. Hy sê in 2 Kronieke 19:7. Mag die skrik van die Here, dis die heilige ontzag vir God, nou op julle wees. Handel hoe? Praat met my. Nou gesê. Want by die Here ons God is geen onreg of partydigheid of die aanneming van geskenke nie. Jy koop God nie om nie. Nee, my broer, nie handel volgens wat hy gesê het. Luister, God het nie witbroodjies nie. Sorry. God skeer almal onder dieselfde kamp. Watter kamp is dit? Daai Bybel. Dis God se kamp. Dis hoekom hy sê hierso. Hy is nie partydig nie. Luister. God, my broer en suster, word beweeg deur wat in hierdie boek staan. Môre vir die sê. Ja, wel ons Ou Testament. Wel, okay, ons gaan Nuwe Testament. Vers 5 vers 15 en 16. Nou is ons 'n nuwe verbond. Nou het ons die koninkryk van God. Hy het dit vir die volk gegee, vir die Jode, Judaïsme. Hulle het die wet gehad, hulle het die Torah gehad, hulle het die Pentateeg gehad. Kom Christus, hy kom sê, gee vir ons die koninkryk van God. Hy het die evangelie van die koninkryk van God. Jesus kom, Matteus 5, 6, 7, lê nuwe wette neer. Want Hebreërs 7:12 sê nuwe hoëpriester, nuwe wette. Waar staan ek en u? Wat se lewe moet ek en jy leef? Pas op dat jy nou gesê wandel, hoe moet ek en u leef? Wat sê die woord van God, hoe moet ons leef? Nou gesê, hier waar die pap op die grond val met Jesus. Is hier waar die kerk nie in oorwinning is nie.
is hier waar ons nie die seën en die beloftes van die Here ontvang nie, want wil ons 'n voorspoedige lewe hê. Ja, pastoor, maar doen wat die woord van God sê. Anders lieg God. Anders lieg hierdie Bybel. Anders is dit mense wat dit geskryf het en nie God nie. Dis die belangrikheid. Nie as onwyse nie, maar as wyse en koop die tyd uit om in die dae boos is. Ons leef in bose dae. Evil days that we are living in. Wat sê die Here, wat moet ons doen? Koop die tyd uit. Wat God sê. Nou gesê. Engels sê circumspectly. You know what it is mean? Let me just give it to you. I'm going to give it to you in English. Diligently and exactly and perfectly. Nee, amen. Nee, ons draai ons 'n bietjie. God het dit nie bedoel nie. Nee, nou gesê beteken ywerig, perfek en presies God se woord. Wil jy voorspoedig wees, kind van die Here? Nie Willem Jooste nie. God sê, jy moet nou gesê leef. Ag nee, dit is nie ernstig. Oh ja. Ons hoef nie hy Bybel vloei op te vat. God sê, met die ou verbond vir die volk Israel, nuwe volk van Israel, van God, in die Nuwe Testament. Sê die Here, by die Ou Testament, Nuwe Testament, as jy nou gesê leef, if you live exactly, perfectly, according to the word, and diligently, jy het 'n ywer vir God se woord, om dit vol. Ek weet nie, een van ons is daar nie. Maar kan nader aan kom. Jy sien, mense kom met ander teorieë. Ek weet nie, my kinders, dis die evangelie wat ek sien. Nee man, oorskry al die wette man. Ag nee, God se genade. Ag nee man, weet jy wat? Ry oor die roer, Robert. Moenie worry om te stop nie. Ry oor die spoed, moenie worry nie. Ag nee, genade man. Hierdie regering, waarvoor het ons wette? Hoekom moet ons dit navolg? Dit is nie nodig nie. Wil jy voorspoedig wees op hierdie aarde, sonder om in die moeilikheid te kom by die polisie en al hierdie dinge, doen wat die Bybel sê. Nie wat die Bybel sê, doen wat die wet sê, wette van God se koninkryk. Wil jy geseënd wees in God se koninkryk, my broer en suster, doen wat hierdie Bybel sê. Nie net so halfhartig, net so, nie heeltemal akuraat nie. Nee, exactly and perfectly. Sien dit? Word nie altyd verkondig nie, my broer en suster. Kom ek verkondig nou gesê te lewe. Wil jy loop met oogklappe? Ja, natuurlijk. Amen. My oë is gefestig op Jesus Christus, daai Bybel. Niks anders nie, my broer en suster. As jy begin luister na hierdie woord en begin doen wat God se woord sê, sê nie ek nie, God sê jy sal voorspoedig wees. Of God lieg. Ek dink ons moet uitmaak. Jy moet uitmaak, my broer en suster. Of jy in daai Bybel gaan jy presies doen wat daai Bybel sê. Amen. Ja, gaan ondersoek die skrif en gaan kyk wat sê God. Dit is verantwoordelikheid wat dit. God lieg nie. Ek het my ambag gedoen op vliegtuie. Nou vliegtuie het ook 'n handleiding, die werk volgens 'n handleiding. As jy werk doen aan 'n vliegtuig, dan moet jy 'n boek opteken wat jy gedoen het, teken daarby. Ag, maar julle sal ons nou nie omgee nie. As julle nou vlieg en ek het nou nie aan daai vliegtuig gedoen nie. Substandaard op daai vliegtuig. As jy werk nie daarmee. Nee, hoor maar. Luister, my pilots na die handleiding word opgelei. Nee, pilot, moenie worry my boek. Doen wat jy wil by vlieg. Doen wat jy wil. Nee, dan klim jy in daai vliegtuig met daai gesindheid. Kry my nie daar nie. Maar die woord van die Here, ons is baie ernstig oor daai vlieg. Weet jy, ek hou daarvan om te gaan kyk hierdie air crash investigation. Sien wat droog maak pilots. En mechanics wat in die vliegtuig werk, doen hulle werk reg en substandaarde, val 'n arme vliegtuig, luister. Weet jy hoeveel mense het al geval? Ek praat nie van net die vliegtuig nie in hulle lewe. Maar hou nie volgens daai boek nie. Jy hoef nie presies te doen wat daar sê. Nee, mechanic, op 'n vliegtuig presies doen wat daai handleiding sê. Ons daar probleme, jy baie mense se lewens in gevaar. Luister, dat al duisende mense gesterf op baie meer vliegtuig. Ek dink dit is belangrik met die mense sê dat ons gaan kyk. Nie vliegtuie wat val nie. Kom ek sluit af met Matteus 7 vers 26 en 27. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nou gesê. Jy kan naskryf in jou Bybel nou gesê. Sal vergelyk word met 'n dwaase man as jy nie nou gesê lewe nie. Elkeen wat hierdie woorde en dit nie doen nie, waar lê die klem op?
Toepassing van die woord. Nie net hoor nie, jy kan kennis hê as jy dit nie doen nie, jy in die moeilikheid. Sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het en die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval. Is nie net vliegtye wat val nie as gevolg van substandaarde nie. Ons in ons eie persoonlike lewe, wanneer ons die woord van God hoor en dit nie doen nie. Nie exactly nie and perfectly. Dit doen nie. Hulle het geval. Die val was groot. Nou suster, want vandag vir jou sê, as jy geval het in die verlede, moet God die skuld gee. Nie sy woord die skuld gee nie. Die probleem lê by ons. Gedoen wat die woord van die Here sê. Dis die probleem. Woord is belangrik. Waar kom die woord vandaan? Woord kom van die hemel uit, van God af. Is opgeteken in die True Circle of Life. Julle ken ons nou al die True Circle of Life, weet jy wat kom uit? Kan ek dit weer vir julle noem? Waar begin dit? Jesaja 8, Psalm 119, vers 89. Vir ewig, o Here, staan die woord vas in die hemele. Vir ewig in die verlede. Hoekom? Want Jesus is die woord. Jesus is God, wat geopenbaar is in die vlees. Natuurlik, is die ewige verlede. Vir ewig staan hierdie woord vas in die hemel. Maar wat doen God? In Johannes 1 sê Jesus die woord. Wat het met die woord gebeur? Het vlees geword en onder ons kom woon. God het die woord gestuur wat vir ewig was in die hemel. Stuur hy na die aarde. Waar is die woord nou? Romeine 10 vers 8 sê, naby jou is die woord, waar? In jou hart en in jou mond. Amen. Hy sê, jou geloof moet in die woord sê, Romeine 10:10. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en die mond bely ons tot redding. Want jy moet die woord bepeins, jy moet dit spreek, jy moet dit verklaar. Jy sien, hoekom moet ons dit doen? Want die Bybel sê in Jeremia 1:12, God is vakker oor sy woord om dit te volbring. Nou wat doen ons? Nou moet ons die woord spreek. Amen. Wanneer ons God se woord verklaar, dan luister God na sy woord en God sê in Markus 16 vers 20, hy sê, maar God, hulle het uitgegaan oral om te preek en die Here het saamgewerk en sy woord bevestig met wonders en tekens. Amen. Nou kom die woord van die Here met wonders en tekens. Nou moet dit teruggaan na God toe. Want die woord gaan nie leeg terug na God toe. Jesaja 55:11. Hy sê hierso, en die woord van die Here sal nooit leeg terugkeer kom nie. Maar dit sal God behaag en dit sal hom plesier en doen waarvoor hy dit gestuur. True Circle of Life, dan gaan dit terug na God toe. Kom, woord wat op die grond val, gaan dit terug na God toe. The True Circle of Life, my friends and sisters. Hierdie woord van die Here. You want life? En dit is wat hulle gedoen het met Paulus. Toe hulle hom gestenig het en hom uitgesleep het, toe kom die disciples and they encircled him. They made a circle of life and they spoke life. They spoke the word of God over Paul and he stood up. En hy kon aangaan. God wil jy moet aangaan. Maak nie saak wat in jou lewe gebeur het nie, my broers en susters. Want die woord van God staan in die woord van die Here. Hierdie woord moet jou fantasie wees. Doen wat die woord van die Here sê. Nie wil hom heers nie. God beloof, jy sal voorspoedig wees. Hierdie woord is nie 'n mens. Kom nie van 'n mens af.